Baie welkom by hierdie Woensdagwoord, die begin van Januarie 2026, 'n spiksplinter nuwe jaar. Ek hoop dat dit met jou goed gaan, dat die begin van die jaar jou goed hanteer het. En ons gaan vandag saam dink, ons is by die 7de Januarie, maar gister was Epifanie. Gister was amptelik die laaste dag van die Kersseisoen gewees. Epifanie, die deurbreek van God in die wêreld. En ek gaan vandag saam met jou so 'n bietjie net daaroor dink, maar kom ons sluit net eers die oë. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie nuwe jaar kan ingaan en kan weet dat U vir ons lief is en dat U saam met ons gaan en dat U reeds weet wat vir ons voorlê. Dankie dat ons ook kan fokus op Epifanie, U deurbreek in hierdie wêreld. En mag dit vir ons die res van die jaar sigbaar wees waar ons ook al gaan. Amen. Epifanie 6 Januarie is 'n tradisie in die kerk en daar's 'n paar sienings daaroor. Dis die einde van Kersfees en dan is daar sekere geloofstradisies wat Kersdag eers op die 6de Januarie vier, die Armeense kerk, en dis ook die dag wat hulle geskenke uitdeel, en op 'n manier maak dit sin dat ons op Epifanie vir mekaar geskenke gee, omdat dit die dag is wat in 'n ander geloofstradisie dit dan fokus op die drie of die manne wat uit die ooste uitgekom, die wyse manne wat gekom het om vir Jesus geskenke te bring. En onthou, dit is teen die tyd wat Jesus so 2 jaar oud is, wat die wyse manne daar opdaag, die ster volg en dan by die huis kom en vir Jesus geskenke gee. So baie keer op die Kerskaartjie sien ons die herders en die wyse manne sommer dieselfde aand daar opdaag, maar dis doeteenvoudig net nie die waarheid nie. En daarom dan Epifanie waar geskenke uitgedeel word, en baie keer staan dit ook bekend as die Sondag van die 3 konings. Maar ons weet ook dat mense met meer as 3 gereis het. Dit was net doeteenvoudig te onveilig om as 3 te reis. So dit was 'n baie groter groep wat dan uit die ooste uitkom om te kom kyk na hierdie ster wat die nuwe koning aanwys. En ek wil net so vir ons vinnig lees uit Matteus 2 uit die besoek uit die ooste, hier van vers 9. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. Dis nou koning Herodes, die wyse manne daag by hom op, en kyk, die ster wat hulle sien opkom, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Dis Jesus wat gebore is. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Hier sien ons dat hy in die huis is, nie meer in die stal nie. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in die droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. So hier kom die wyse manne, nie Jode, buitestanders, word getrek na God toe en hulle buig voor Christus. So hulle kom van 'n ander tradisie af wat ook dadelik vir ons sê dat hulle meer is as dat Jesus se koms na die aarde toe meer is as net vir die Jode, dat selfs uit 'n baie ver land mense kom om aan hom hulde te bewys. En baie maal, dalk het jy ook hierdie Kersfees ervaar dat jy daar om die boom sit en jy maak hierdie geskenkie oop en jy sê vir jouself, hou net jou gesig reguit, want jy kan net nie weet hoekom het iemand vir jou hierdie geskenk gegee nie. En dan sê mense vir jou, maar dit gaan oor die gedagte en dit gaan nie oor die geskenk self nie. En dan dink jy, wat het die mense gedink toe hulle hierdie ding gekoop het en vir jou gegee het? Nou as ons kyk na die geskenke wat die wyse manne vir Jesus bring, dan wonder ons, wat het hulle gedink om dit vir 'n ou seentjie te gee? Maar daar is 'n baie spesifieke rede hoekom hierdie geskenke sin maak in ons wêreld. En goud is natuurlik om Jesus se koningskap te erken, en ek kan dink dat Maria en Josef nogal daarmee kon werk. As jy goud kry, is dit altyd 'n plan. En dan die wierook dui iets van Jesus se koning is 'n priesterskap aan, sy werk in hierdie wêreld. Dis wierook is gebrand daar in die tempels, daar waar God besig was. So iets van hierdie wierook wat erken dat Jesus ook God is. En dan mirre, half 'n donker kant van hierdie verhaal, mirre wat gebruik is om 'n liggaam te salf, en dan die lydingspad van Jesus reeds by sy geboorte en by hierdie aankoms uit die ooste uit aandui dat Jesus se pad gaan loop waar daar
lyding betrokke gaan wees en wat daar 'n begrafnis betrokke gaan wees. En dan die mooi van hierdie verhaal is dat wanneer hulle dit ervaar het en beleef het en by Maria en Josef en Jesus was, dan sê die teks en hulle het met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. En dit is die gewaarwording wanneer ek en jy met Jesus te doen het, is dat ons kom met een pad en in die teenwoordigheid van God verander ons en ons gaan met 'n ander pad terug. Iets in ons verander. En hier in die begin van die jaar moet ons vir mekaar sê, wanneer God in die wêreld deurbreek, sigbaar word, en dis die tekste wat ons lees in hierdie tyd, die doop van Jesus, waar ons regtig sien dat God sigbaar word, is hoe verander ek? Met watter pad loop ek weg wanneer ek 'n ontmoeting met Jesus gehad het? En dis my uitdaging vir jou om na die Kersseisoen, met alles wat ons gehad het, die wonderlike wat ons ervaar het, nadat die blinkaal van die persente afgespeel is, papier is weggegooi, hopelik is jou Kersboom afgeslaan, want die 6de Januarie moet dit opgepak en weggepak word, Kersseisoen is verby. Hoe gaan ons die jaar in? Met watter pad gaan ons hierdie jaar in? En hoe het God my kom verander? En mag ons in hierdie jaar met 'n nuwe uitkyk leef en weet dat God die hele tyd met ons besig is. En mag ons daar waar ons leef en werk en speel, mag ons God raak sien waar hy in hierdie wêreld oopbreek en sigbaar word. En mag ons instrumente in God se hand wees om God sigbaar te maak. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U ons gebruik om U sigbaar te maak, maar dankie dat ons ook in elke dag U sigbaar kan sien in hierdie wêreld, U teenwoordigheid kan sien in hierdie wêreld. En mag dit ons in hierdie jaar krag gee om regtig U kinders te wees en soos U kinders te leef. Amen.